Welkom in die huis van die Here. Kom ons staan net saam en ons buig ons hoofde. Liewe Here, dankie dat ons vanmôre dat U in die harte gewerk het om te wil, Here, en hier in U huis te vergader. Vader, ons wil bid dat U vanmôre die prediker se lippe sal seën en salf en dat die woord wat uitgaan op vrugbare grond sal val. Here, sodat dit die harte sal verander om meer en meer soos Jesus Christus te wees. Here, wanneer ons weer aan hierdie nagmaaltafel aansit, daardie gedagte dat Jesus Christus daardie beker geledig het, dat hy daardie lyding en pyn deurgemaak het, omdat U lief is vir ons, omdat U vir elkeen van ons wat in U glo, die ewige lewe wil gee, Here. En daarom dank ons U vanmôre. Kom ons nederig en buig voor U neer, want groot is U bo alles, Here. Vader, mag ons aanbidding vir U 'n soete offer wees vanmôre. En mag dit tot in die troonkamers van die Here weergalm, tot eer van U groote naam. Here, seën elke bediening in hierdie kerk vanmôre. Maak ons harte oop om te ontvang. En Here, gee dat ons sal verlustig in U teenwoordigheid. Is ons gebed in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Jy kan net gou die sitplekke neem. Halleluja, ek wil begin deur vir Dr. Johan Briwer hier by ons te verwelkom. Dok, baie dankie vir die tyd wat jy uitkoop om ons ook te kom bedien. En ek glo daar's 'n groot verwagting in die hart vanmôre om te ontvang en te hoor wat God deur sy diensknegt tot ons wil spreek. So my gebed is dat elkeen van ons hier is om te ontvang en dat ons deur hierdie lewende woord sal verander. Dok Johan, welkom hier by ons. Mag die Here U ryklik seën. Dan wil ek ook net gou die afkondigings. Ons het dan dus nou spesiale dienste vanmôre, vanaand om 6:00, maandag, dinsdag en woensdag aan om 7:00. Die tema wat Dr. Johan gaan hanteer is die verlore skakel. So ek wil U vra asseblief, kom op na die huis van die Here, werk saam met ons deur hierdie tema, sodat ons werklik daaraan kan werk deur die loop van hierdie jaar. Donderdag is ons Golden Aldi's se bijeenkoms om 10:00 die môre. Soos ek verneem het, moet elkeen 'n bordjie soet of sout saambring en hoef U nie te registreer hierdie keer nie. U moet maar net donderdag 10:00 hier in die saal vergader en opdaag om daardie geselligheid te geniet. Ek weet julle gaan ook bietjie bingo speel en alles, so onthou donderdag om 10:00. Net die orde van die diens met die deel, ons gaan die Here se naam nou groot maak met ons lofprys en ons aanbidding. Daarna sal ons die nagmaal vier en dan gaan ons vir Dr. Johan 'n geleentheid gee om ons te bedien. Amen. Prys die naam van die Here. Dankie broers. Dankie pastoor. Goeiemôre gemeente. Dis wonderlik om in die huis van die Here te wees. Amen. Halleluja. Bly julle. Glo dit? Amen. Glo dit, hy is hier teenwoordig. Kom ons staan en dan baie ons nog een of twee jaar net jy nog graag gestel, sê net hallo, ons bly is hier maar weer. Amen. Hey,
Halleluja. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. Want U is Vader, so Vader, halleluja,
vanmôre, Here. Halleluja. U kan die sitplekke neem. Ek wil net vra dat iemand asseblief my die ligte aanskakel. Ek was so opgewonde om hier voor te kom. Laat my ook toe vanmôre om net vir ons dopelinge elkeen 'n sertifikaat te gee. Ek sien nie almal van hulle is hier vanmôre nie, maar ons sal dit uitdeel soos wat hulle diens toe kom. Wyatt, weet ek, is op die jeugkamp. Kim Gerber, nie vanmôre hier nie. René Wolmerans, nie vanmôre hier nie. Dirk, weet ek, is hier. Dirk Koeglenberg, as jy vir my net hier voorkant kom staan. Kendrias nie, so nie. En Lia, as jy vir my net hier voorkant kom staan. Ek wil net vir julle elkeen 'n doopsertifikaat gee met 'n klein geskenkie van ons af, om vir julle te sê baie geluk met hierdie groot skuif en besluit wat julle in julle lewe gemaak het. En mag die Here voortbou op dit wat jy besluit het. Want dit is alleen deur sy krag dat hy ons kan lei, ons by die hand kan neem en vir ons die pad kan wys wat ons moet stap. So ek wil van my kant af vir julle sê baie geluk en verlustig julle in die Here. Halleluja. Baie dankie. Ons het vir julle hande klap. Prys die naam van die Here, want groot is U bo alles, Here. Halleluja. Ek gaan my groceries wegvat, Dok, sodat daar die kansel joune is as ek klaar is. Heini, Thys, sal julle asseblief my die tafel regkry vir die nagmaal. Die instelling vir die nagmaal, wat 'n blye gedagtenis. Om te weet, elke keer as ons aansit aan hierdie heilige tafel, ons deel is van Christus Jesus en dit ook verkondig. Die nagmaal is die viering van ons toekomsverwagting. Ek het gister met iemand gesels en het ons so gepraat oor die tye waarin ons is en weet ons dat die koms van die Here naby is. En as jy daardie hartsverlange het dat daardie bassein sal blaas en die koms van die Here aanbreek, dan sal daar ook vir jou 'n kroon beskikbaar wees. En prys die naam van die Here, so onverdiens, maar God kyk agter sy kinders. Amen. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Immanuel, God met ons, God in ons. En daarom kan ons kom en kan ons belydenis van al ons ongeregtighede en sondes doen en kan ons aan hierdie tafel aansit met daardie versekering dat God deur Jesus Christus ons van alle ongeregtigheid gereinig. Prys die naam van die Here. Ek hoef nie te voel soos 'n weeskind nie. Ek het my kindskap in Christus Jesus ontvang. Maar tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na die wederkoms en die verkondiging daarmee die dood van ons Here Jesus Christus totdat hy kom. Ons lees Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Paulus kom en hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus Christus in die nag wat hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Halleluja. Ons weet, ons Here Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het opgestaan, hy leef. Hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader. Alle mag en gesag is aan hom gegee, hier op aarde en in die hemele. Amen. O, prys die naam van die Here. Kom ons sit net so by ons hoofde. Here, ek dank U vanmôre dat ons aan hierdie nagmaalstafel kan aansit. Dankie Here dat ons opreg ons sondes kan bely
ons rug daarop te draai en te weet, Here, dat U ons vergewe. U het die prys betaal, dit is volbring, tetelestai. En daarom kan ons met alle vrymoedigheid hier aan hierdie tafel aansit en weet, Here, dat U met ons is. Vader, reinig ons van alle ongeregtigheid. Lei ons deur die Heilige Gees. Wys vir ons uit dit wat ons doen wat nie reg is in U oë nie en gee vir ons daardie geloof om die rug daarop te keer. Vader, gee vir ons daardie krag en sterkte deur die Gees wat in ons woon. Vader, om U te volg, om nie hierdie wêreld te volg en dit wat ons hoor en dit wat gebeur en toe te laat dat vrees en al daardie dinge in ons harte opwek nie, maar dat ons sal vashou aan die belofte, Here. U het ons in U hand en niemand sal ons daar uitruk nie. Ons loof en prys U daarvoor vanmôre, Here. Kom in U volheid, kom in U krag, wees met ieder en elkeen van ons. In Jesus Christus naam bid ek dit. En almal sê, Amen. Prys die Here. Ek wil aan eerste vir die musikante 'n geleentheid bied, saam met al die ouers en die kindertjies, as julle wil deurkom na die nagmaaltafel toe. Ek wil net vra as u bedien wil word daar waar u sit, dat u asseblief net die hand lekker hoog sal opsteek en Heinie en Thys sal daar by u kom draai en die nagmaal vir u daar bedien. So as ek net daar die hande kan sien. Die ouers en die kinders, hulle kan ook so lank na vore kom. Ek weet is op skoolvakansie, ek sien nog min kindertjies hierso. Ek hoop hulle rus lekker. Die meeste van die wat al reeds uitgekom het, kom jy uit my linker geleedere uit, so ek wil vra julle kan dan vanmôre eerste weer beweeg.
ouens wat nog in die banke sit, wat nie bedien was nie, net vir my jou hand opsteek. Goed, prys die naam van die Here. Dankie worship warriors. Dok Johan, baie dankie dat ons jou vanmôre in die woord kan stel. En ons gee vir jou die podium. Mag die Here jou ryklik seën. Pastoor Theo. Goeiemôre. Mag die Here help ons. Goeiemôre. Hoekom is dit 'n goeiemôre? Because God is good in the morning, He's good in the afternoon, He's good in the evening. Ek gaan maar met die kamera moet werk, want ek beweeg. Hy doen darm die hele tyd. Ek agter die preekstoel staan met jy my vas sement. So, dis 'n voorreg om vir my saam met u te kan wees hier in vir die volgende paar dae in die onderlinge byeenkoms in hierdie plek van aanbidding. U moet verskoon dat ek nie dat dit verwys as die huis van die Here nie, want dit is nie die huis van die Here nie. Die dag toe en ek tot wedergeboorte gekom het, toe word ek en jy die huis van die Here. Weet ek, vra baie keer vir die gemeentes, besef u hoe bevoorreg is u en ek. Weet jy hoe bevoorreg is ons dat ons nie in die Ou Testament leef, maar in die Nuwe Testament. In die Ou Testament het God die mens kom besoek. Maar in die Nuwe Testament het God kom woning maak in die mens. Ag julle opgewondenheid stem my tot groot vreugde. Dink net vanmôre dat die God van hemel en aarde woon in jou vandag. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So wherever you go, whatever you do, keep in mind, He goes with you. He might not participate in what you do, but He sees what you do. He hears what you and I speak. En jou sal skielik stil. Jy sien, want ons is nog onder die indruk God te doorboor. Nee, ek sê baie keer, en asseblief, ek het nie 'n probleem met 'n kersboom nie. As jy 'n kersboom wil opslaan, is dit jou saak. Ek hou nie van die goeders nie. Maar ons raak so opgewonde oor die 25ste Desember en dan vier ons God met ons. Maar ons vier nooit Johannes 14 vers 17 die Gees van God in ons. Jy sien, toe Jesus gekom het, word hy Immanuel, God met ons. Maar hy kon nie in ons wees totdat die Gees uitgestort is. En toe die Gees uitgestort is, toe word hy God in ons. En daarom, waar ook al jy gaan, waarmee jy jouself besig hou, daar vat jy hom saam. As ek in die stort klim, dan stort dit saam met my. Hallo? Mag maar nie so met julle heilige gesiggie sit nie. Stort julle nie, ok, toe jy gaan bad het, toe bad hulle saam. Want hulle woon in jou. As jy gaan uit eet vanmiddag, guess what? Hulle gaan saam. Ek het 'n oom en tannie daar in Bloemfontein en kosbare mense. Baie lief vir oom Max en tannie Ria. En terwyl ek op die pad is, praat ek het oorgeslaap in Mossel Baai en ek en sy praat en sy sê, julle moet veilig ry. En ek nog sy verwys na my en my vrou. Ek sê, my vrou is nie saam met my. Sy sê, wat van Jesus? Toe druk sy my op die ding wat ek hulle geleer het, God is saam met ons. Maar weet nie, baie dankie Pastoor Theo, Kerkraad, gemeente vir die voorreg om vir die volgende paar dae saam met u rondom die woord van die Here te kom kuier. Ek wil jou voor die tyd sê, as jy gekom het om te kom luister na Johan Broer wat tyd keer so met 'n Amerikaanse aksent praat, want ek het vir 9 jaar in Amerika gebly, ek bedien nog steeds in Amerika, dan kom luister jy na die verkeerde persoon. Maar as jy kom luister na wat die Heilige Gees vir jou wil sê, deur Johan Broer,
dan kom luister jy na die regte persoon. En wat ek vir jy sê, weet, baie keer stel hulle my voor as dokter, baie keer stel hulle my voor as pastoor, baie keer stel hulle my voor as evangelis, en dit het beteken ek 'n identiteitskrisis ontwikkel. Ek is soos 'n verkleed man, ek heb 'n smartie box, ek weet nie eintlik wie ek is. So ek gee vir u toestemming om my op my naam aan te spreek. Jy groot vrymoedigheid, ek is Johan. My naam beteken geskenk van die Here. En jy is so geseënd dat jy vir die volgende paar dae geskenk van die Here in jou midde gaan hê. Weet toe pastoor nou die doopsertifikate uitgee, toe word ek herinner aan hierdie pastoor. Hy het 'n verskriklike probleem met rotte in die kerk gehad. En hy het nou werklik alles in sy vermoë probeer om van daai rotte ontslae te raak. Niks werk. Hy het 'n redtex uitgesit. Kyk, hulle vreet daai goeie so snaaks. Toe hoor hy, as jy die redtex meng, want daar is later ek het ook nie meer gehou van die redtex nie. Toe hoor hy, as jy die redtex meng met die all-brand sherry, dan sal hulle dit vreet. En hy sit kameras op en hy sien daai rotte, die vat hy redtex met hulle voetjie, dan drink hulle all-brand sherry so in. Hy raak jy ontslaaf van daai rotte. En hy kry hierdie idee. Hy stit 'n vergadering op met daai rotte. Hy sê, rotte, julle is nou al so lang deel van hierdie kerk. Ek wil julle doop in lidmaatskap. Hoe klink dit vir julle? Hulle sê dit klink soos 'n plan vir ons. Hy maak hy doopbad vol. En hy begin daai rotte te doop, die een na die ander. En toe hy die laaste rot doop, vir die volgende 3 maande sien hy nooit weer 'n rot in die kerk. Ek wil vir jou vra, hoeveel mense het jy in jou lewe gesien wat hulle hart en hulle lewe vir God gegee het in hierdie plek van aanbidding? Die doopwater gegaan het. Hoe sien jy hulle nooit weer? Kerk is vol rotte. Ek wil net die Bybel saam met my oopmaak by die boek van Matteus hoofstuk 3. Ek verseker u, ek gaan jou nie lank hou nie. Maar ek kan nie praat vir die Heilige Gees. So as ons langer gaan as normaalweg, your fight is not with me. You have to take it up with the Holy Spirit. Maar ek gaan jou nie onnodig lank. As jy kan, staan saam met my, Matteus hoofstuk 3 vanaf vers 1, as jy nie weet waar Matteus hoofstuk 3 is, dis net nou hoofstuk 2 in die Bybel. En daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, so hy gesê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan die vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die Bybel ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Jy kan die sitplekke inneem, moet asseblief nie die Bybel skoonmaak nie. Abba Vader, Here, ons dank U vanmôre vir U lewegewende woord. Ons dank U vanmôre, Here, dat U woord en die vermoë om die oorlegginge van ons hart te verander en ons denke te vernuwe, sodat hierdie twee in lyn met mekaar kom
en ons soos die Here Jesus woorde van gees en lewe kan spreek. En vanmôre, Here, kom ek met die autoriteit wat ek van U ontvang het in die naam van Jesus. And I decree and declare every spiritual ear open to hear what the Spirit has to say unto the church. I decree and declare every heart receptive to receive and to understand the word that the Holy Spirit has to say unto the church. But above all, I decree and declare a willingness, not just to hear and understand and receive, but Lord, to do, om U woord te doen, Here, sodat U verheerlik kan word in Jesus naam. Ons tema vir hierdie diensreeks is die verlore skape. En my teksters vanmôre is Matteus hoofstuk 3, vers 3, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn. Die stem van een wat roep in die woestyn. Die stem van een wat roep in die woestyn. Johan, kom herhaal jy jouself, want herhaling bring openbaring. Ek het geleer, ons is nogal partykeer hardhoorend. Nou nie hierso in Kabega nie, nie daar in Bloemfontein. Die engel sê, he was a voice crying in the wilderness. Ek wil vir u vanmôre vra, kind van God, is jy 'n stem of is jy 'n weerklank? Are you a voice or have you simply become an echo? Ek kan onthou toe ek nog in die bed gelê die aand, dit was 'n Vrydag aand. Ek sit die Saterdag ry om 'n diensreeks te gaan doen in Suid-Afrika en terwyl ek so in die bed lê, begin ek die bediening van Johannes die Doper bedink. Want so baie van ons het die indruk omtrent hierdie man dat sy primêre funksie was maar net om mense te doop. Nee, sy primêre funksie was, en dit was sy bediening, dis waarvoor God hom geroep het, om 'n stem te wees. En ek bedink Johannes die Doper se bediening en die feit dat hy 'n stem is, en ek begin die kerk te bedink. Is die kerk 'n stem of is die kerk 'n weerklank? En ek ervaar hoe die Gees van die Here vir my sê dat ek 'n mens se stem nodig gehad om die weg voor te berei vir die eerste koms van my seun. En net so het ek 'n mens se stem nodig om die weg voor te berei vir die tweede koms van my seun. Maar die stem wat ek in hierdie dag en uur nodig het, faded away. The voice that I need the church to be is no more. They have simply become an echo. Ons het net 'n weerklank geword. Kinders van die Here, jy moet my asseblief verdra as ek 'n bietjie opgewonde raak en as jy dalk voel ek trap jou tone. Die Amerikaners sê baie keer vir my, you stomped my toes to the point that I could smell blood. Maar ek wil hê jy moet weet wanneer ek met jou ernstig praat vanmôre en as dit dalk vir jou klink of ek 'n bietjie kwaai is, dan doen ek dit nie omdat ek vir jou kwaad is nie, maar ek doen dit vir jou omdat ek vir jou lief is. Omdat ek jou uit jou gemaksone wil uitkry as kind van God, want jy moet vanmôre weet dat daar is werk om te doen. Ons het 'n verantwoordelikheid in ons verhouding met God
en in ons verhouding met die lokale gemeente. Jy en ek as kind van God het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Ons het 'n verantwoordelikheid wat ons van God ontvang het en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeente waar u en ek aanbid. Hierdie is nie 'n eenman saak nie. Ek het gehoor iemand gaan sê amen. En as jy nie wil sê amen, jy kan nie sê einde. En as jy nie wil sê einde, jy kan nie maar net wees soos een van daai ou poppies. Jy kry nie meer baie van hulle, maar ek sien hulle kom nou weer in. Weet jy so, daar kry ek hom, daar, daai ou poppies wat se koppies net so gemaak en agter in die kar. Dis nie 'n eenman saak nie, kinders van die Here. Johannes was geroep om 'n stem te wees. Maar nie 'n stem binne in wat ek en jy noem die kerk nie. Dis baie maklik om 'n stem hier te wees. Hallo? Kom nou. Dis baie maklik om 'n stem in jou huis te wees. Maar Johannes was nie 'n stem in 'n gebou nie. En daardeur sê ek nie dat die stem moenie partykeer weer klink in 'n gebou nie. Daardeur sê ek nie vir jou die stem moenie partykeer uitroep in die gebou nie. Maar Johannes was 'n stem in die woestyn. Die Engels het die woordjie wilderness. He was a voice crying in the wilderness. Die woestyn of die wilderness is 'n tipe van die wêreld daar buitekant. Nou ek weet nie van u nie, maar ek kom uit die woestyn uit. Ek kom uit die wildernis uit. Daar bestaan nie 'n ding soos ek was my lewe lank 'n Christen. Ek was my lewe lank 'n kind van die Here. Glo my. Ek het 'n paar mense in my lewe gehad wat my wil kom probeer oortuig het. I've been a Christian all my life. Dan wil ek vir hulle sê, liar, liar, your pants are on fire. You mean to tell me you've been excluded from Romans 3 and verse 23? Wat sê, almal het gesondig en ontbreek van die heerlikheid van God. Met ander woorde, jy wil vir my sê, jy het nie in daai kategorie geval nie. Want ek weet nie wat beteken almal hier in KB gaan nie, maar daar in Bloemfontein en in die res van die wêreld beteken almal. Daar's geen uitsondering. Soos almal, jy mag dalk in 'n Christelike huis groot geword het, waar jou pa en jou ma wedergebore was en hulle die Here gedien het, maar dit het jou nie kind van God gemaak nie. Die woestyn is 'n harde plek. Dis geharde mense wat daar bly en wat daar woon en wat daar beweeg. Ons noem hulle sondaars. Mense wat die duiwel as hulle vader het. Nou weet ek, mense raak verskriklik benoud wanneer jy praat van duiwelaanbidders. Maar jy geweet, jy was 'n duiwelaanbidder. Nou kyk jy na my anders of ek 'n bywoner in 'n vreemde land is. Ek en u was duiwelaanbidders. Ons het die duiwel as ons vader gehad. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Daai woordjie heerlikheid verwys na twee dinge. Eerstens verwys dit na die Here Jesus. Die Here Jesus is die heerlikheid van die Vader. En die tweede ding waarna dit verwys is die teenwoordigheid van God in jou en my lewe. So toe ons in die koninkryk van die duisternis gelewe het ons die duiwel as ons vader gehad. En as jy die duiwel as jou vader gehad het, was jy 'n wat? Jy was 'n duiwelaanbidder. Because everything that you and I did while living in the kingdom of darkness and having the devil as our father, everything we did while living in the wilderness, we did to glorify him. Ek weet, dit is moeilik om dit te glo.
Maar dis my skrif ons leer. Ek het daar geleer. En ek beweeg nog steeds daar elke dag van my lewe, soos wat u en ek daar beweeg. Maar die woestyn is 'n harde plek, mense. Dis geharde mense wat daar leef. Mense wat vasgevang is in die koninkryk van die duisternis. Mense wat vasgevang is in die mag van Satan. Mense wat voortdurend die leuen glo. Maar daar is nie 'n stem wat uitroep daar. Hy sê Johannes was 'n stem wat uitgeroep het in die woestyn. En ek wil hê jy moet vanmôre hoor en mag God Heilige Gees met jou hart praat. God sê, ek het jou nodig om 'n stem te wees. Hou op om net 'n weerklank te wees. Dit herinner my aan Pastor Willie Sanders, en ek weet nie hoeveel van u het ooit sy getuienis gehoor nie. Maar nadat hy die ongeluk gehad het en God hom herstel het en die smeer genees het en hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het, toe gaan hy terug na sy werksplek toe. Daar waar die industriële ontploffing plaasgevind het. Hy sê toe hy daar kom, toe hy soos 'n heuningkoek en die mense wat saam met hom gewerk het, is die bye hulle so aangetrek. Jy sê, Willie, dit is so goed om jou te sien. Jy lyk so goed, jy het so mooi herstel na die ontploffing en die smering. Stelselmatig begin die ouens teruggaan na hulle werksplek toe. Maar een man bly agter. En hy begin vir Willie sê, hy sê, Willie, kan jy onthou, as jy daai vuil grappe vertel het, hoe ek altyd omgedraai en weggestap het? Hy sê, ja oom, ek kan onthou. Hy sê, Willie, kan jy onthou as jy so vulgêre taal gebruik het? Hoe ek altyd omgedraai en weggestap het? Hy sê, ja oom, ek kan onthou. En so gaan jy om mee aan, en die volgende oomblik gaan daar 'n ligskakelaar vir Willie aan. En hy begin uitroep op die top van sy stem, moenie dit vir my sê nie, moenie dit vir my sê nie, moenie dit vir my sê nie. En die arme oomie is so verbouwerig, hy sê, Willie, wat moet ek nie vir jou sê nie? Hy sê, moenie vir my sê, al daar die tyd het jy gesien hoe ek op pad is na 'n ewige hel toe, maar jy het niks gedoen om my te stop nie. Al wat jy kon doen is omdraai en wegstap. Al wat jy was net 'n weerklank. Jy was net 'n weerklank. In plaas daarvan om 'n stem vir God te wees, terwyl ek vasgevang is in die woestyn, en hy te roep, Willie, maak die pad van die Here reguit. Jy maar net 'n weerklank. Hoe lyk dit my broer en my suster, hoe lyk dit by jou en my? Daar waar jy bly, in die omgewing waar jy bly. Daar waar jy werk. Daar waar jy jou inkopies gaan, dis die woestyn. Ja, en nie almal gaan jou stem graag wil hoor nie. En nie almal wil graag luister na wat jy wil sê. Maar Johannes roep 3 dinge uit as 'n stem. Die eerste ding wat hy uitroep, hy sê, maak die pad van die Here reguit. Mense, God se weg is nie 'n kronkelweg. Dank God vir sy genade. As ek en jy ons bevind op die weg van die Here en ons voet struikel dalk en ons pad afrit, dank God vir sy genade dat hy ons sal terugbring. Maar God se weg is 'n reguit weg, mense. God's way is a straight way. Ons praat baie van the straight and the narrow. It's a straight and it's a narrow road. Hospital man wat dit maak. En vandag selfs binne ons kerke sit daar soveel mense. Hulle dink, hulle bevind hulle op die weg van die Here. Want ons is groot gemaak in die kerk.
Salomo in sy wysheid, nou ek wil vir u sê, ek weet eerlikwaar nie of Salomo so wys was nie. Ek weet, ons praat van, hy was die wysste man, ek weet nie of hy so wys was nie. Van watter wyse man gaan trou met 700 vrouens? En dan vat hy nog 300 byvrouens daarby, my magies, het die 700 nog nie genoeg probleme gegee. En nog 700 skoonmaas. Julle help hom. Maar hy skryf, hy sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is die dood. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Dis die weg van godsdienst. Jy het in dit groot geword. Ek is in dit groot gemaak. Elke sondagoggend is jy sondagskool. Elke sondagoggend na sondagskoologgenddiens, dan moet jy aanddiens doen. Dan moet jy woensdag aand bid hier toe gaan. En toe junior KJA, later senior KJA. En omdat jy jouself op die weg van godsdienst bevind het, en almal sien jou sondag vir sondag, het almal gedink, jy het jou hart en jou lewe vir die Here gegee. Almal het gedink, jy bevind jouself op die weg van God. Ek is nie die enigste, en jy sal nie wat jy sit vanmorgen met jouself opbaan, en jy sal vanmorgen nog mense wat op daai weg is. Die weg van godsdienst. Jy doen al die regte dinge. Jy kom onderlinge byeenkoms doen. Jy lees jou Bybel. Jy bid. Jy bring jou tiendes en jy gee jou offerings. Jy betaal nie tiende, die tiendes nie 'n skuld nie, dis kom jy hom bring. En jy gee 'n offering. Jy doen al hierdie goed. Maar daar's geen belewenis van God se teenwoordigheid in jou lewe nie. Ek kan hom nou baie jare terug, ek het op die spoorweg gewerk. En ek sit daar in die kantoor en ek lees die keertydskrif. Kyk, jy moet onthou, pastore lees ook die huisgenote en die keer. Waar dink julle kry hulle preekmateriaal? Nee, ek speel maar nie. En daar's 'n klein artikeltjie van 'n vrou wat name soek vir mense wat bid vir goddelike genesing. En toe ek onder op die brief kom, toe besef ek maar sy lewe net hard, sy bly net buitekant bly die soek. En ek maak met haar 'n afspraak. En ons gaan sit, lang storie kort. As my geheue my nie in die steek laat nie, bely sy die Here aangeneem toe sy 23 jaar oud is. Sy is nou 60. En iewers in die gesprek verander sy die gesprek en sy sê, Dr. James van Zyl het in sy nuusbrief geskryf, dat God het gesê, hulle moet die naam van Jesus leer in die liedjies gebruik wat hulle sing. En sy vra hierdie vraag, hoe kan hy dit sê? En dit slaan my soos 'n voorhamer. Hierdie vrou bedien, bely 37 plus jaar dat sy die Here dien, maar sy het nog nooit die stem van God gehoor. Hoe is dit dat jy kan wedergebore wees? Hoe is dit dat ek en jy ons op die weg van God kan bevind? Hierdie reguit pad waarvan Johannes uitroep, maar jy hoor nie die stem van die een wat hier binne woon. En so baie van ons bevind ons op hierdie weg wat vir ons reg lyk, want ons is daarin groot gemaak. En omdat ons daarin groot gemaak is, aanvaar mense dood eenvoudig, hy of sy is op die weg van die Here. Jy sien jou bure, hulle trek elke Sondag aan, daar gaan hulle. Hulle is aan kerk toe. Jy aanvaar maar net. Ek aanvaar maar net. Want iemand wat hom op die weg vind wat vir hom, hulle kan die regte klanke maak.
Hallo? Hallo? Johannes se stem wat roep in die woestyn. Kan ek vir jou vra, wanneer laas het jou stem weer klink in die woestyn? Wanneer laas? En hier's die hartseer, pastore, en boeties en sissies in die Here. Hoe langer jy jou vind op die weg van die Here, hoe stiller word jou stem. Kan jy onthou toe jy jou hart en jou lewe vir God gegee het? En hy jou uitgehaal het uit die koninkryk van die duisternis en hy jou opgebring het in die koninkryk van die seun van jou liefde. Man, jy het jou stem enige plek laat hoor. Jy sal tot die goue vis tot bekering bring as hy net wil bid. Jy kon waar jy gegaan het, het jy gesê, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling. Maar hoe langer jy op die weg is, het die stem begin, the voice started to fade away, and it's now simply just an echo. Weet jy, daar is nie skrif in die Bybel vir 'n sondaar om kerk toe te kom. There's not a scripture in the Bible that encourages a sinner to what you and I call the church. Maar kan jou baie skrifgedeeltes gee wat vir die kerk sê om na die sondaar toe te gaan. Hallo. Gaan wees 'n stem wat uitroep soos 'n Johannes, maak die pad van die Here reguit. Die tweede deel van sy boodskap was, bekeer julle. Jy sien, daar kan geen wedergeboorte plaasvind sonder bekering. Bekering is die mens se kant of die mens se bydrae, maar wedergeboorte is God se deel. Hy sê, maak die pad van die Here reguit. Dis wat jy moet verstaan. Maar hoe gaan ek hom reguit maak? Jy gaan hom reguit maak deur tot bekering te kom. En bekering beteken nie, vandag bid ek al gebedjie en môre gaan doen ek dit weer nie. Vandag bid ek al gebedjie, môre gaan doen ek dit weer. Ek het nie groot geword in Pinkster. Ek het in 1983 die eerste keer in my lewe in Pinkster ingekom. Ekskuus. Ek kom uit die Silent Church. Dink daar's 'n paar hier op die Elizabeth ook. Maar daar is sulke bordjies op as hulle don't blow the hood of Silent Church. Want op my hart om my lewe verdedig die 1 Januarie 1983 half die môre. En ek kom tot die waarheid van die doop van die gelowige. Jy sien, daar bestaan nie iets in die Bybel soos groot doop of klein doop nie. Dis die doop van die gelowige. Paulus sê in Efesiërs 4:7, een Here, een geloof, een doop. Dis die doop van jy moet eers tot geloof in God kom voordat jy gedoop kan word. En ek kom aan in die AGS en Lady Smit. Daai jare kon nie 5 minute laat kom by aandiens. If you showed up 5 minutes late at a Sunday evening service, guess what? You sat on front row reserved seats. Van Pinkster mense maak almal van agteraf. Hallo? En dan sê hulle vir jou, maar die salwing loop van voor. Maar sê, okay, is die salwing van kom sit jy agter? En toe daai groep mense begin sing en hulle verlustig in die Here. Toe voel ek op my kop vasgryp en sê, Here, kry my uit hier, ek is tussen 'n klomp mal mense. Want ek het dit nie geken nie. Maar die oggenddiens was geadverteer as die aanbiddingsdiens en die aanddiens was geadverteer as die evangelisasiediens. En elke Sondag aand kom dieselfde mense weer tot bekering. Hoekom? Want daar het nooit wedergeboorte plaasgevind nie. Want bekering beteken ek verander my weer.
As ek noord gestap het, dan stap ek nie nou wes nie, ek stap suid. Daar het nooit ware bekering plaasgevind. En as daar nie ware bekering plaasgevind het nie, kan daar nie werklik wedergeboorte plaasvind, want bekering is jou en my deel, maar wedergeboorte is God se deel. So Johannes sê, kom, maak die pad van die Here reguit. Hoe? Deur jou te bekeer van jou verkeerde weer. God sê jy het 'n stem nodig. Ek het 'n stem nodig om daar buitekant uit te roep in die woestyn. Ek het 'n Johannese nodig. Maar die Johannese se stemme het weerklanke geword. Ons het daai entoesiasme, ons het daai passie verloor iewers langs die pad. Het ons dalk gewoond geraak aan God? Het ons dalk ons eie bekering en wedergeboorte? Het dit vir ons dalk net sy waarde verloor? Ek hou van, as jy gaan lees, ek dink omdat dit is uit die New King James Bybel wat sê, toe Israel uit Egipte uitkom, and they left with boldness. Boldness. Can you give me an expression of boldness? Nee, moenie oor jou man se kop van die mense wat wil praat. Ek ben 430 jaar in Egipte. Die Bybel sê nie vir ons presies hoe lank was hulle in slawerny nie. Maar in 'n oomblik verander God hulle hele omstandighede in hulle lewe. Ek wil vir u sê, toe hulle daar uitgegaan het hulle nie so uitgaan. Nou waar jy nou? Ek wonder hoe van hierdie pad ons vat. Nee. Bold. Daar was lawaai. Daar was 'n uitdrukking. Daar was 'n uitbundig. Ek weet nie of dit so was met jou nie, maar so was dit met my. En ek wil vir sê, ek het nie altyd met die grootste wysheid opgetree om 'n stem te wees nie. Maar ek het nie omgegee nie. Maar iemand gaan hoor, so lief het God hierdie wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Iemand gaan hoor, dat God vertraag nie die belofte van die wederkoms van Jesus Christus, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig, wat nie wil hê een moet verlore gaan nie, maar almal moet tot bekering kom, en ek weet elke dag sterf daar mense sonder Jesus Christus, maar dit maak nie saak of hulle sterf sonder Jesus nie, dit gaan nie my stem stil maak nie, want daar's nog mense wat lewe, wat kan hoor, maak die pad van die Here reguit, bekeer jou. Het is maklik om 'n stem hier binne te wees. God sê ek het 'n stem in die woestyn nodig. Om vir mense te gaan vertel. Nie hoe sondig hulle is nie. Simply tell them, repent. 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 Ek en pastoor het gisteraand nogal 'n bietjie lekker gesit en kuier en ek vertel hom, toe ek in die Pangeni die pastoor was, toe werk ek met my mense die EE3, en ek kom by daai deel van waar jy jou getuienis moet uitskryf, en ek het die voorsitter, hierdie ou was die voorsitter van die AWB in die omgewing, voor hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee, en ek sê vir hom, ek sê, soek julle getuienis in 300 woorde. Waarom nee sê? Ek het 10 folio bladsye nodig. Ek sê, jy hoor nie wat ek sê nie. Ek sê 300 woorde. Hy ek kan dit nie in 300, ek het 10 bladsye nodig. Hoekom dink jy het hy 10 bladsye nodig gehad? Hy wou roem in wat sy slegte lewe hy geleef het. Weet jy, al wat mense moet weet is, ek en jy was 'n sondaar soos wat hulle sondaar was, Romeine 3:23. Maar toe kom ons, want 'n stem het na ons toe uitgeroep. 'n stem het na ons toe uitgeroep.
'n stem het na ons toe uitgeroep. En ek is so dankbaar oor die jare heen, het God my werklik geseën met die feit dat ek die voorreg gehad het, waar ek baie mense in my dienste gehad het, ouens aan wie ek gewerk het, wat kon opstaan en kon getuig, dat in spite van wat ons van hierdie man gesê het, en in spite wat ons vir hom gesê het, ons kon nooit sy stem stil kry nie. Ek het vir die spoorweg gewerk en was eers 'n treinassistent, toe 'n leerling treinryder, en toe later aan 'n treinryder. Ek kom nie al daar en ek teken aan. En die roosteropsteller sê vir my, asseblief Johan, asseblief, toe hierdie ou sien, jy werk vanaand saam met hom, toe sê hy, vanaand preek hy met die binne in die hemel. Nou as jy nie weet, op 'n treinlokomotief, jy kan nie weghardloop nie. Jy moet sit. Ons praat van die stokke. Jy moet die stokke kontrol. So hy kan nie weghardloop nie. Hy moet die stem hoor. So of ek saam met hom is vir 8 ure of wat, maar hoor gaan hy hoor. Wanneer laas het iemand jou stem gehoor? When was the last time that you have been a voice? You see, there's a missing link. There's a missing link. The voice that used to cry have become an echo. We become so content having our names recorded in the Lamb's Book of Life. Prys die Here as ek sterf gaan in die hemel. Dank God af. Maar wie vat die saam? Who will be there because of your voice? Who will be there because of my voice? En ek wil afsluit en hier kom die derde deel van sy boodskap. Hy roep uit in die woestyn. In die woestyn. Die woestyn is 'n harde plek. Dis waar die sondaars lewe. Mense die hulle harte verhard het, die in hulle sinne verblind is. Mense wat niks van God wil weet. Ek het nou die dag iets op my Facebook geplaas wat mense sê. Hulle praat van, ek het seer gekry in die kerk. Shame. Nou gaan ek nie meer kerk toe, en ek het seer. Maar jy hoor nooit van ek het seer gekry in Pick n Pay, dan gaan ek nie meer Pick n Pay toe. Of ek het seer gekry in Clicks, dan gaan ek nie meer Clicks toe. Nee, ek gaan nie kerk toe nie, want dit is 'n klomp skynheiliges. Ek wil jou net sê, jy gaan kom by 'n klomp skynheiliges wat werk met checkers. Maar jy gaan elke keer terugsoek. So kom ons hang op met hierdie nonsens waarmee ons besig is, want die derde ding wat hy sê, dra die vrug wat by die bekering was. Jy sien, daar moet 'n bewys wees dat lewe verander het. Ek en jy kan nie aangaan, dankie Heilige Gees, dat ek dit net gou sê, want die sit liewe doopelinge, en ek wil nie hê, julle moet vir 'n leer luister. Om wedergebore te wees, beteken nie sondelose volmaakheid. Dis belangrik dat jy dit verstaan. To be born again does not mean sinless perfection. Jy gaan van tyd tot tyd, dis hoekom ons nog steeds die genade van God nodig het. Maar daar moet 'n verandering wees. The man I used to be, I am no more. Anders het ek my nie waarlik bekeer nie, en is ek nie wedergebore nie. Dra die vrug wat by die bekering pas. En wanneer jy as God se stem uitroep, maak die pad van die Here reguit, en die persoon gee gehoor aan die boodskap, en hy of sy kom tot bekering. Maak seker dat jy hulle dophou. Want is aan hulle vrug wat jy kan sien, is daar verandering of is daar nie verandering? Want ek en jy moet vandag verstaan, Paulus skryf aan die Korintiërs gemeente van 2 verskillende tipe droefheid. Hy praat van 'n droefheid volgens die wil van hierdie wêreld, wat die dood bewerk.
Dan praat hy van 'n droefheid volgens die wil van God, wat 'n onberoulike bekering laat geskied tot die lewe. Wat sê Paulus? Some of the people who will listen to you and I as we are a voice crying out in the wilderness, hey, prepare ye the way, repent. Some of them are going to heed to your message and repent, maar hulle word besny aan die verstand. Daar's nie ware bekering wat plaasvind. Maar dan gaan jy die mense kry wanneer jy die stemmers wat uitroep en sê, bekeer jou, wat as gevolg van die goddelike droefheid wat inkom, hom of haar waarlik bekeer, aan die hart besny word, en jy sal dit sien aan die vrug wat hulle dra. As daar nie vrug is wat by die bekering pas nie, kan jy jou maar klaarmaak. Hulle is besny aan die verstand, nie aan die hart. Maar moenie laat dit jou ontmoedig. Don't let it discourage you. Daar gaan iemand wees, hoor my vanmôre, daar gaan iemand wees wat na jou stem luister. Daar gaan iemand wees wat na jou stem luister. Jou boodskap aanvaar in die woestyn, in die wildernis, en hom of haar gelowiglik tot God bekeer, deur die Here Jesus Christus aan te neem, wedergebore word deur die Heilige Gees, wat die vrug wat by die bekering pas sal dra tot verheerliking van God. Mense, ek bedien gemiddeld 40 tot 45 gemeentes in 'n jaar. En ek is dankbaar teenoor God, want dit is die guns van die Here. Dis nie omdat ek 'n goeie prediker is. Dit is net die guns van die Here, maar ek kan vir julle vandag sê, tussen daai 40 tot 45 gemeentes, 90% van hulle, ek gaan elke jaar terug na hulle. Elke jaar. Hier is die hartseer. 85% van hulle krimp elke jaar. 85% shrink numerically every year. Hoekom? En as jy met hulle oor dit praat, dan sê ja, maar die Bybel sê in die laaste dae. Ek weet wat die Bybel sê in die laaste dae. Maar ek kan nie dat dit my ontmoedig om 'n stem vir God te wees. Nou wil ek hê iemand gou so 'n bietjie rondom u kyk. Nee, as jy wil rondom die museum. Wat sien u? Nou jy my sien, man, as jy blind, ek sien mense. Dis waar. Wat is die gemiddelde ouderdom mense wat jy sien? Sê weer? Sê weer? Sê, ag nee, kom nou met die skaam wees. Sê weer? So, wat is die gevaar van die gemeente? Selfdood. Ons is besig, ons is op 'n pad van natuurlike begrafnis, tensy ons nie dit verander. Because the more people die off, the more the smaller the congregation becomes. Hallo? Hallo? En ek bedoel dit geensins lelik. Geensins. Want net jy moet iets sien. En God sê dis in julle hand om dit te verander. Word die stem. Amen. Word die stem van die Here. Die Here gee nie om wat hulle van my gaan sê nie. Gee nie om hoe hulle my gaan behandel nie. Here, ek gaan vir jou stem wees. Ek het een getuienis, dan is ek klaar, wat ek vir u bid. Ek sal verder in die week weer daarna, ek stap baie keer in Suid-Afrika met 'n kruis. En dan het ek 'n banier op my rug, wat agter op die banier in die vorm van 'n kruis is, daar ook geskrywe, God gee om. En ek stap in die Parel seker so 4 jaar terug, is dit koud.
Hy berge lê wit van die see. So fyn kiesareen. Ag, en hier kom 'n man aan uit die goedheid van sy hart. Hy sê, weet jy, ek is so opgewonde toe ek julle dit sien, toe ek wil net vir julle iets gee om te drink, en hy bring vir ons koue koeldrink. Ek was nou so lank nie koeldrink, maar eers die warm koffie sal dan lekker geniet. En toe ek hierdie jaar in die Parel gaan bedien, ek kom nou van die Parel af, sit daar 'n man. Hy sê, hy kom na my toe die laaste aand. Hy sê, weet jy, ek sit hier en ek sê vir die Here, ek ken hierdie man. Ek het hom nog nooit ontmoet nie, maar ek het hom iewers gesien. En toe ek verwys na die kruisstappery, toe sê hy, nou weet ek waar. En hy kom en hy vertel my, hy sê, toe ek jou die eerste keer sien, toe ek nog nie my hart en my lewe vir die Here gegee. Maar ek is net hier vandag om vir te sê, ek het die stem gehoor. Ek het die stem gehoor. Wat gaan jy wees? Gaan ons aangaan om aan net die weerklank van God te wees? Terwyl God stemme soek. Ek wil vir jou vanmôre sê, moenie omdat jy weet jou kinders gaan kerk, moenie aanvaar hulle is wedergebore nie. Daar waar jy werk, daar in die ouer huis waar jy bly, waar ook al, wees die stem van die Here. Wees die een wat uitroep. Laat hulle jou 'n Bible fanatic noem, laat hulle jou 'n Jesus freak noem, ek is al nie goed genoem. So raai Here, maar my stem sal nie stil word nie, want ek roep nie uit van Johan nie. Dis kom ek vir die gesê, as jy na my kom luister, kom luister vir die persoon. Maar ek roep uit vir die Here. Daar so oes daar buitekant mens. Maar die oes lê in die woestyn. Wat gaan jy wees? Jy moet kom speel asseblief. Wat gaan jy wees? Gaan jy 'n stem wees? Of gaan jy bly en weerklank wees? Ek sê vir die weer, daai aand, toe ek in die bed lê en ek Johannes se bediening bedink, God met my praat, God sê, seun, ek het 'n mens se stem nodig gehad, om die weg voor te berei vir die eerste koms van my siel. Ek het 'n mens se stem nodig, om die weg voor te berei vir die tweede koms van my siel. Wat gaan jy wees? Het is maklik om 'n stem in binnekant te wees, en beteken moet ons. Maar as die kerk, en as ek praat van die kerk, dan praat ek van ons die wedergebore is. As ons stem nie daar buitekant in die wildernis en die woestyn gehoor nie, dan is ons net 'n ekko. Ek weet nie van u nie, kind van die Here. Ek weet nie van u. Ek kan nie die besluit maak vir jou nie. Jy moet homself maak. Ek sê, Here, help my dat ek nooit 'n weerklank word nie. Help my, Here, dat ek altyd die stem sal wees. Altyd die stem sal wees. As kies ek vir jou gesê, een getuie, as ek klaar, kan ek julle nog een gee, dan as ek regtig klaar. Stap net na COVID, toe ons support, dat ek dit oopmaak. Ek bly in Bloemfontein. Mense vra my, waar kom jy vandaan? Ek kom van my ma af, maar ek bly in Bloemfontein. En ek besluit, Here, ek wil by die kruis gaan stap. En ek stap, en soos wat ek stap, bedien ek mense op die pad. En as jy Bloemfontein ken, kom maar in Curie Laan op. En toe ek in Curie Laan opkom, stop haar 'n kar hierdie kant. Jong paartjie spring uit. Daai vrou huil. Sy sê, toe ek jou sien, toe sê ek vir my man, ons moet met hierdie man gaan praat. Hulle dag, ek is besig om dit te doen, om geld in te samel. Ek sê nee. Ek doen dit, om vir jou 'n boodskap deur te gee. Dat God gee soveel om vir jou. Dat hy sy seun laat. En terwyl ek nog met hulle praat, stop daar 'n ander kar hierdie kant. Kyk daar in die kappes kyk, jy kan skoon mense roep. Hy sê, as jy besig om geld in te samel. Ek sê nee. Ek wil net hê jy moet weet. Ek kom stem na jou toe vandag. God
Ek stap aan, koop vir my water en ek gaan op die buitekant van Bloemfontein op die highway. Hier kom 'n kar van voor, ek het niemand wat my begelei nie, so ek weet nie wat is hulle intensies nie. Ek gaan staan toe stil. Hulle trek nader, ons klim uit, man en 'n vrou met 'n sakkie. Hulle sê toe ons jou in die stad gesien het, toe sê ek vir my man, ons moet vir hierdie man water kry. Maar toe is hy weg. Ek weet nie hoe hulle geweet om op die highway te kom nie, op die hoofweg. Ek sê, ek gaan nie vir julle my naam gee nie, want het gaan nie oor man nie. Ek wil hê jy moet weer die kom stem na jou toe vandag, vir jou sê, God gee op. Soveel so dat hy sy enige gebore seun gegee. Die trane begin ry ons op al. Ek gaan in die stad en ons op pad huis toe. En ek begin 'n blaas onder my voete kry en ek kom agter. Ek kan nie meer loop nie, ek gaan nie by die huis uitkom. Ek het nie 'n foon by my nie, niks. Stop 'n man met 'n bakkie. Draai hom, ek sê hom, meneer, sal jy omgee om my 'n geleentheid te gee? Ek sê, ek het soveel blaas onder my voete op die oomblik. Ek gaan dit nie maak tot by die huis nie. Sit die kruis agter op sy bak, klim binne in die bakkie in. Toe binne in die bakkie klim tussen my en ons van 'n hele boks. En in daai boks is kanisters met sigaretgas. En hy sit en hy pop die sigaretgas hier. Hy sê, ek kom van Noupoort, want hy sê, so verskriklike plek daar ook. Ek sê, as jy God nie te kans sal gee. Wat Noupoort nie vir jou kon doen, die kan God vir jou doen. As jy nie sal wees te huis nie. Kan ek jou vraag, gaan jy stem word? Gaan jy weer kan bly? Gaan jy nie vra om jou hoof te buig nie? Maar as jy vandag sê, Here, gaan vir jou 'n stem wees. Dat jy saam met my op die voete staan asseblief. Halleluja. As dit nie vir u moontlik is om op die voete te staan nie, jy wil net jou hand opsteek, steek jou hand op. Here, ek dank u vanmôre vir u woord. Here, u woord is lewend en kragtig. Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. En dit wat hierdie deel van die kerk gehoor, hierdie deel van die familie gehoor, is gees en lewe. All over this place of worship, people are standing to their feet, signifying, God, I want to be your voice. I want to be your voice. En Here, ek wil vanmôre vir elke boetie en sussie in die Here opdra aan u. En ek wil met Here dat u deur u gees vir hulle die vrymoedigheid sal gee om hierdie besluit wat hulle nou uitoefen, daar buitekant uit te leef. Ek neem autoriteit oor die vrees van mense. Ek neem autoriteit oor verwerping en die smeer, Here. U woord sê vir ons in Hebreërs 13, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Ek bid Here vir vrymoedigheid om daardie stem te wees in Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. As jy my sal verdra net vir so 'n paar minute, dan gaan ek vir u verskoon. Ek kan sien die glimlag op julle gesigte is nie van blydskap nie, maar van honger. As jy my net so 'n paar minute sal gee nog asseblief. Het jy die woord van die Here geniet? Ek wil nie net dat jy my geniet het, het jy die woord van die Here geniet? Nou as jy die woord van die Here geniet, sal jy asseblief vanaand weer terugkom. En sal jy iemand saamnooi. Hierdie hele diensreeks oor die verlore skakel gaan alles oor om die kerk te bedien, om die kerk te mobiliseer, mense. So jy ken sekerlik, ek hoop jy ken dan ten minste die een persoon wat wedergebore is. Nooit daai persoon. Vanaand 6:00, as jy 6:00 aankom, gaan jy se plekke hê. Amen. Jy gaan voorsit. Dankie pastoor, jy is die enigste wat geloof het saam met my. Die ander het gedink ek vertel 'n grapie.
You have to believe it. So as jy 6 uur nog geen se plek kry nie, maak seker jy is hier 5:30. Amen. Agter op die tafel, baie van julle wat nou by hierdie deur ingekom het, kon dit nou nie sien nie, maar ek het 'n tafel daar agter met 'n paar produkte. Nou kom ek net gou vir u vinnig deel. Ek het nie 'n gemeente wat my 'n salaris gee nie, en ek noem dit nie vir u sodat u dink ek bepleit armoede nie. Ek wil net hê jy moet weet ek is voltyds op die pad en ek is afhanklik van u vrygewigheid en u ondersteuning. So daai produkte agter op die tafel, dit alles help vir my met brandstof, help vir my as ek waar moet oorslaap, byvoorbeeld van hier af gaan ek nou al die pad Chevy Beach, ek kan nie deur in een dag nie, so ek moet iewers oorslaap, en om al daai kostes en goeders te dek. En daar's verskillende produkte daar agter, as onder andere 2 preek-CD's. Wie van ons hou van wag? Ek sien veel mense kan die waarheid praat. Ons hou nie van wag nie, pastoor Jaggie. Maar 5 dinge wat jy moet doen in die proses van wag. Baie van ons dink wag is tydmors, maar dit is nie tydmors. 5 dinge. Die leesstoel, hier's 3 preke hierop, die leesstoel in die familie, die leesstoel in die kerk, en die leesstoel in die hemel. 'n Kragtige evangelisasie gereedskapstuk. En dan het ek 2 USB stokkies, as jy nou nie meer 'n CD het nie, as jy so geseënd is om een van die karre te hê, wat hierdie stokkies kan vat of 'n rekenaar. Op hierdie reeks is die herlewing van die woord, 4 preke oor die herlewing van die woord in jou lewe, en dis tyd vir aksie, gaan oor geloof, en dan die ander een gaan oor die leesstoel is ook op hierdie ene, en die persoon van die Heilige Gees, 4 preke, nie oor die gawes van die Heilige Gees, of die vrug van, oor die persoon van die Heilige Gees. Dis die hartseer ding, ons fellowship met die Vader, ons fellowship met die Seun, maar ons fellowship nie met die Heilige Gees. Omdat ons nie die Heilige Gees ken nie. Dis agter op die tafel, en dan het ek 'n koevert. Ek gee nie koeverte uit nie, want ek voel as ek koeverte uitgee, dan manipuleer ek jou, en ek sit jou in 'n situasie waarin jy nie wil wees. In hierdie koevert is alles omtrent Reaching Higher Ministries. Dit wat jy wil weet omtrent, as jy daarna enige vraag wil vra, as jy welkom om na my toe te kom, as jy dalk dit in u hart vind om hierdie bediening met 'n eenmalige bedrag of op 'n maandelikse wyse te ondersteun, moet jy asseblief vir my die strokie onder invul, om afskeer en vir my terugbring, want ek glo daaraan om verantwoordbaar te wees. I believe to be accountable to people that support this ministry on a monthly basis, or even with a once-off gift. So ek stuur vir jou 'n nuusbrief, elke maand, ek sê vir jou waar ek was, wat ek gedoen het, en die smeers, so jy weet presies, waarmee is Reaching Higher Ministries besig. So as jy dit in ja, asseblief groot, asseblief voor ek dit, is jy mense van integriteit, dan mag jy niks van jou tiendes, of jou offergawes wat na hierdie gemeente toe moet kom, gebruik om my te ondersteun. Groot asseblief, moenie dit doen. Ek sal eerder sonder u ondersteuning gaan, maar moenie hierdie huis finansiëel beroer om my te ondersteun. Maar as u dit in u hart kan vind om dit te doen, waardeer ek dit. Geen bedrag is te klein, geen bedrag is te groot nie. Die koeverte is agter op die tafel. Moenie 'n koevert vat uit nuuskierigheid uit nie. Ek het jou nou vertel waaroor dit gaan. Dit kos geld, mense. Weet jy, ek het al by plekke bedien. Hulle vat al die koeverte, dan bring hulle nie een terug. Dan het ek al gehad wat mense dit gevat het, dan vul hulle dit in, maar hulle eer nooit hulle woord nie. Jy het nie vir my gelieg nie, jy het vir God gelieg. So as jy dit in die hart goed vind, vat 'n koevert daar op die tafel, vul hom in, die bankbesonderhede is alles daar, ons vra vir mense gaan, doen dit debietorde, dit is die maklikste, bring dit vir my, en jy kan hom nie vir my pos, jy moet hom vir my terugbring, nie later as Woensdag aand nie, asseblief. Ek gaan nie weer oor hierdie goed praat nie, miskien net Dinsdag aand net gaan weer vinnig die geheue verfris, want ek wil nie hê jy moet die indruk kry, dis waar die emphasis is. Maar as jy daar kan ondersteun, jy kan dit met kontant doen,
of jy kan dit met 'n debiet of 'n kredietkaart doen, dan luister vir my asseblief. As jy nie die kredietkaart kan bekostig, moet jy nie koop nie, asseblief mense. Die ander ding is, as daar een van die preek-CD's is, jy sê, Johan, ek wil jou graag ondersteun, maar ek kan dit werklik nie bekostig. Dan sê vir my, watter een van die preek-CD's jy wil hê, en ek saai hom verniet in jou lewe. Ek kan dit nie met die stokkies doen nie, net met die preek-CD's. Sê vir my, Johan, ek kan dit, ek wil, maar ons het dit net, dan saai hom vir jou verniet in jou lewe. Dit sal vir my 'n voorreg wees. Maar as jy dit kan doen, ek sal op die tafel sit as jy kan dit kontant doen, of jy kan dit met 'n debiet of 'n kredietkaart doen. Vat dit nou ver, as dit in jou hart is, bring hom vir my terug nie later as Woensdag aand nie. As jy dalk wonder, dis nie koffie nie, dis net warm water, want ek sukkel so 'n bietjie met my gesondheid so, en as dit koffie was dit my voorreg gewees en nie jou net om seker te maak, julle kom drink nie 'n slukkie van my water nie. Ek kon daarom 'n glimlag uit hulle uitkry, pastoor, dat ek my eers op baie aangekyk het. Dankie pastoor, ek sal agter by die tafel wees. Halleluja, kom ons gee vir die Here 'n hand. Ek groet ons aanlyn kykers en nou moet ek vir julle sê, my deure staan oop. Ek nooi u om by ons aan te sluit vanaand om 6:00, Maandag, Dinsdag en Woensdag om 1900 want ons gaan ongelukkig net opneem, ons gaan nie uitsaai nie. So u moet asseblief teenwoordig wees hier in die huis van die Here en om dan die hele kruks van hierdie boodskap te ontvang. Kom ons staan almal saam en dan sluit ons net af met gebed. Liewe Here, ons dankie vanmôre dat daar 'n stem in die wildernis uitroep. Here, dat ons moet bekeer en dat ons van ons verkeerde weë moet wegdraai. Maar Here, ek dank U vanmôre dat die Heilige Gees in elkeen van ons wil uitroep. Dat ons vir die wildernis, die wêreld daar buite wil sê, kom tot inkeer en bekeer jou, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Here, gee vir ons daardie vrymoedigheid om nie stil te bly nie, maar om altyd bereid te wees om U naam te verheerlik. Gee ons daardie goddelike insig en krag om U naam uit te roep. Is my gebed vanmôre in Christus Jesus naam. Amen. Amen.